Okay, so hier is een van ons ou groeikamers. Ons het bestel 8 van die ou groeikamers, dan het 4 nuwe groeikamers. Die oues is so 250 vierkante meter produksiearea. Die nuwes groei ons huidiglik ook so 250 vierkante meter, maar hulle kan tot 450 vat. So ons het redelik kapasiteit nog daar. Kan ek julle wys. Ons maak die kompos self. Die kompos bestaan uit koringstroi, hoendermis, landbougips, baie water. En dan is dit nou maar net hoe jy sy proses hanteer. Hoe ver wil jy hom afgebreek hê? Hoe groen wil jy hom hê? Hoe sag wil jy hom hê? Hoe sterk wil jy hom hê? Dit het maar alles te doen met jou laboratorium uitslae, wat jy hoendermis doen, wat jy strooi doen. Jou strooi se lengte speel 'n groot rol. Jou strooi se die masjiene waarmee hulle dit bal speel 'n rol. So ons pas my altyd aan by wat ons rou materiale vir ons sê. Binnekant in so 'n sak kom ons kompos dan nou. So hierdie is alles nou ons skoon kompos. En dan daai wit korreltjies wat daar lê is dan nou ons spore. So ons spore bring ons in van 'n laboratorium af in Suid-Afrika. Baie temperatuursensitief. Hulle moet op 2 grade gehou word solank as hulle kan, want hy is altyd aan die groei. So hoe kouer hy is, hoe langer kan hy groei en lewendig bly voordat hy sy voedingsbron opgebruik het. Ons maak die sakkie so toe. Hy's nie toegevou nie. Hy's nie so toegevou nie. Ons maak hulle sulke haasoortjies, want sy humiditeit en sy CO2 is verskriklik belangrik nou. So jy wil nie hê sy CO2 moet te hoog raak nie. Anders te versmoor hy homself, alhoewel hy baie hoë CO2 soek nou, maar daar moet 'n bietjie gaswisseling wees. En dan ja, hy soek nou 95% humiditeit. So binne in hierdie sak is dit nou lekker vogtig. Hy veroorsaak sy eie vog deur die respirasieproses van die groei. Ja, en dan wat lekker is van die sakke is baie maklik om jou siektes te isoleer. So as ons een sak kry wat nou een of ander swam of 'n siekte het, dan haal ons net die een sak uit die groeikamer uit. Ons kan die versprei van dit na die res van die kamers, dit kan ons baie verminder. Nou, hoe gereeld haal jy mushrooms af? So die siklus, ons het so 4 weke siklus wat uit die komposjaar uitkom. Dan inokuleer ons hom met die swam. Dan vat hy 5 weke voordat hy begin produseer en dan oes ons vir 3-4 weke en dan gooi ons hierdie hele tonnel weg en dan doen ons dit weer op. So dis so 3,5 maande. As hy. Okay, so nou hierdie is nou 14 dae gegroei in die kompos. Dan kry hy 'n deklaag. Nou die deklaag voer ons in van Holland af. Dit is peat wat hulle myn daar. Nou al daai wit wat jy daar tussenin sien, dis mycelium. Dis nou die swamp self van die mushroom. So hy vat nou so tussen 5 tot 7 dae vat hy om deur hierdie deklaag te groei. En dan sodra hy nou in die krake is van die deklaag, dan begin stres ons hom. So dan maar vat ons nou sy lekker warm klimaat weg. Ons maak hom koud. Ons vat sy CO2 weg. Ons verlaag bietjie die vogtigheid binne in die kamer en dan begin hy vruggies vorm. So basies jou swamdrade wat in so spinnerakke lyk begin bymekaar trek en dan hoe meer hy bymekaar trek, dan begin hy knoppietjies maak en daai knoppies groei dan nou. So jy kan nou mooi sien, hier het hy nou mooi op die oppervlakte gekom. Sy swamdrade begin nou lekker bymekaar trek. En as jy mooi kyk, sal jy sien daar is so 'n wit verdikkingkie daar en daar binne in daai kraak. So daai word nou fisies mushrooms. Vanaf hy hierdie proses begin het, is dit 16 dae. En as hy gelukkig is, oes ons verdubbel hy sy gewig elke 24 uur. So hy groei verskriklik van. So ons werk elke dag, maandag tot sonderdag, is ons aan die oes van 'n mushroom. En daar moet ons weg. Ja, so dis nou eerste oes van 'n mushroomkamer. Hy's okay, hy's nie great nie, hy's okay. Dit is 'n geweldige gevoelige ding.
As jou deklaag te nat is of te droog is, dan is jou produksie nie wat jy moet wees. Die kompos nie perfek is nie, is die produksie nie wat jy moet wees. Dit is 'n geweldige duur stelsel, so ons moet baie tonne mate af. Wel op die huidige stadium doen ons so tussen 4 tot 4.5 ton 'n week mushrooms. Ja, ons wil eerder hier na 5.5 ton toe gaan. Maar ons moet eers die produksie nog reg kry dat ons dit kan produseer en die sakke uit te bespan. So prooi nooit in die winter. Crispy. Baie lekker. Goed. Dit is nog. AKA Jan Maat. Ja, maar